As hy welkom by die Kragdag feestent, as jy nou nog nie bewus is waar jy is nie. Nou weet jy waar jy is, ek is Titus Hammergaard, ons het gesels dan toe vandag. En ons het in geleentheid kry nou 'n bietjie presisie boerdery te staan, so al die jong mense wat sterk lyk, losjou spiere, gebruik jou brein. Ek verstaan net hier so, ek gesels met Erik van NWK en daar was ook natuurlijk iets om met Ruben. Ek gesels en hy kom met ons gesels oor presisie. Jy is van NIC, die NIK, nie. En ek kom ook daar presies boerdery, maar dan holtye of druives, soos ons gewone plattelandse mense wat dit laat het hier drone saal gebruik. Ja, dankie vir julle twee se tyd, dankie vir julle. En ja, dan ben ek sou by jou beste wat ek sou raak het in begin. Presies boerdery hoor daarvan. Ek wil nog meer daarvan, is weer is belangrik. Maar vir die ouens wat daar klein is of nog leer of die studente, heb ik even een achtergrond. Wat is die doen en wat is de sessieboerdery leidingste soos hy zijn? Ja, dankie Tinus. Lisa is baie keer verward oor wat is sessieboerdery. En baie mense dink dit is net vir 'n groot boerdery, net so vir 2000, 3000 hektar plant. Maar dis werklik nie so. Enige ou kan eintlik moet sessieboerdery toepas. Jy weet as gevolg van die hoë insetkostes wat die produsente vandag beweeg en die groot uitdagings wat hulle het en die risiko's wat hulle op die plaas het, maak dit net sin. Jy moet presies die boerdery doen. Nou, dis waarvoor ek vandag so 'n bietjie met julle wil gesels. Ek met julle soos wat is presies boerdery in die eerste plek. Gaan so kort definisietjie veel en dan van dit vir ons eintlik verduidelik hoe begin dan met presies op dit. Is die groot beginpunt. Nou, ongelukkig is ek as onkundige, so ek gaan by die grond met die man. Maar is ook toch waar alles bestaan is by die grond. Dit is ons waar ek weet op eerste skaappunt, gras op hier, dat alles begin by jou grond. Alles is 'n eftenisman. Nou, baie eenvoudige definisie van presisie boerdery is dat dis 'n area spesifieke aanpassing in jou produksietegnieke. Met ander woorde, jy van jou insette wat jy op die plaas insit, om graan te produseer. Dus skop maar die laat van introductie. Gaan jy op 'n baie slimmer wyse of manier neersit op die grond. Net om vir jou voorbeeld te gee. Stel jy het 'n landjie wat 100 hektar groot is en jy gebruik omtrent 50 ton vir kunsmis op daai land vir jou 6 ton oes wat jy wil afwerk. Gaan jy nou met presisie boerdery of steeds daai 6 ton afval wat jy gedink het van afval met jou produksie insette, maar jy gaan nie daai insette baie slimmer versprei oor daai area. Jy gaan nog steeds die 50 ton gebruik, maar jy gaan dit meer gebruik op die hoër potensiaal gedeeltes op die land en minder op die laer potensiaal gedeeltes. Op die manier bly jou insette dieselfde, maar jou uitkomste is baie hoër, so jou wins gaan baie hoër is. En vir die ou wat dit nie ken vandag nie, is onderbeheer. Hy kan dit nie doen. As jy praat daarvan, dan vet ons van alles deursit op die grond, kan jy beter neersit. Jy kyk jy van nou met die druiweg vir ek op daai kameras het hy vermoë te sien waar is 'n bossie, waar moet hy spuit, waar moet hy nie spuit nie, waar is nodig nie. By die dag kan jy minder produk gebruik, sekere plekke het weer 'n plek vir soos nodig. Ja, definitief. En daar's verskillende toerusting wat jy moet gebruik om dit te doen. En verskillende maniere waarop jy dit kan doen. En verskillende tye waarop jy dit kan. So ons gaan dan so 'n bietjie fokus op die chemiese, fisiese en die biologiese grondeienskappe self. Al hierdie moet volhoubaar wees vir 'n producent om aan te vang. Nou, ek kan nou vinnig vir julle sê wat is volhoubaarheid, maar volhoubaarheid staan basies op 5 fundamente. En een van hulle is jou natuurlike hulpbronne. Die ander een is jou finansiële insette wat jy iewers by jou bankers beskaas met gaan leen. Dan is dit ook jou omgewing, nie? Dis die om presies daar's 'n psigologiese kant uit. So jy kan nie as 'n produsent iets van produseer by die gemeenskap gaan afsit nie. So jy moet alles in harmonie doen. Dan is grond, dis een van jou belangrikste hulpbronne. En dan natuurlik die ander een is jou plantmateriaal wat jy gebruik. Dit is net so ietsie oor volhoubaarheid. Die volgende ding wat ek wil bespreek is die doel van presisieboerdery. En ek het nou al klaar daarvan verhaal. Dit is om jou boerdery meer volhoubaar te maak. Maak nie saak waarmee jy boer nie. Jy wil hê jou kinders en jou kinders moet eendag op dieselfde plaas wees. Dan laat een aanvang met die boerdery, sodat dit moet volhoubaar wees. En jy moet dit deur
die klimaat in die een van jou natuurlike hulpbronne, soos fruit en klimaat is, wat ensovoorts. Probeer afgelopen vraag. Wat kind waar voor ook vessel was meer voor hij kwam ook bij zoals wat met kunstbus hier zit. Waar is het gaan nou bis waar begonnen de kerstmis toen waar is waar die dat boven die landen loop. Het principe erin is ik heb gewoon dat die zit er elke dag kan je ook je op natuurlijke manier je kosten zwaar en ook hier wat je voorkomt. Ja, maar dat is waar. Ik zie dat daar ook aan is om te boerderij moet nie net eng wees en net grondbegrip sê as jy daar dan verskoon dat hy moet gediversifiseerd wees. Al moet diere buite profiles en jy moet kyk na die opvangings kan nie net by die venster kom bly nie. So die basis van prosesse geïntegreer is in die eerste plek die insamel van inligting. Nou jy kan in elk geval nie boer as jy nie inligting het. So jy moet weet wat is jou grondse potentiaal en hoe jy moet weet en wat pos al jou insette as daar's verskeie faktore. So hierdie inligting wat jy dan so insamel moet geografies akkuraat wees. En daar kom die GPS in en daar gaan die hommeltuie ook inkom want 'n hommeltuig van geografiese kaart werk om te vlieg. Al sê dit met jy moet doen, maar gewoon sal net een soepie weet waarover verteidig. En hierdie inligting wat jy so insamel, moet tydig ingesamel word, nee. Dit help nie, jy sê vir jy moet grond op die punte van die man op jou plaas nie, maar jy moet 10 jaar ook van wat steeds op wat stream. So jy moet dit moet tydig wees, dit nie ouer as 'n jaar is en so sure. En dit moet met 'n concrete op hier nou, dan chemies on irons. En ek elke jaar as naai verstroop het, so dat moet wees, dat jy weet, die hulpkunst as jy moet koop, wat moet ook weer, en jy probeer dat verspaar en kom wat nodig verspreek word. En accurate produkte, dan nie 'n kans om dit baie meer daar te kom. Ja, dis baie engine wat die ook al aangeraak is. Kinders se insette is definitief raak. So nie dit vir ons sinne vir die volwassene in die KNR. Dit is spesialis van ook teenoor moet wees en ook sy insette moet lewer. Dit help net die data ingesamel nie, weet nie hoe dit toe te pas. So die data wat ek nou eintlik so gebruik omdat ek weer kan ek te vind ek dan is jou grondfisiese data. Dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na dan moet jy ook gaan chemiese data insamel en grondmechaniese data. Dis dit soos grondsurface en ek weet hoeveel grondsurface is of nie en is daar kontoure nodig op die plaas of is daar nie. Dan 'n baie handige hulpmiddel is stroper data wat jy ook afgebruik sal met goeie data. So dis alles deel van die inligting wat jy het insaai kom later presies uit oor te bevang en te vang. En dan natuurlijk het jy satellietdata ook helder. Dus dat kan in de BI-beelden gebruik. En die satellieten gee dit vir ons, maar jy kan dit ook met drones en samples doen. Daar was eintlik nie verskoning kom jy nie in die BI-data het. Kan dit kom nie. Wat wat jy verskoning is. Dan wil ek net so baie vinnig vir jou vertel wat is fisiese data want dis dat ook nou op vrystelling nou dat jy weet wel van wat te doen. Dis wat in jou front af en soos net ook geskan omdat dit is dit alles in. So is goed soos die tekstuur van die grond. Dit is alles eenskappe op kenmerke van die grond. Soos die tekstuur van die grond, wat die persentasie kan die fout is, die struktuur van die grond, die dikte van die grond, die topografie maar is dat seplare wat in die grond is kom. Al daai goed speel 'n rol. Want dit gaan jou eintlik op die einde help en by 'n vindpotensiaal uit te kom en dan van daar af word 'n waspotensiaal. Dan die chemische data van ons. Hierdie fisiese data samel ons in dat de kinders in die verloop en na of wij gaan de heteroïsche grondwoord gebruiken of wij gaan de percussiewoord gebruiken. Dan is om te klassificeren. En die data gaan dan beschikbaar wees op het GIS-stelsel van vir jou waspotensiaal die te vind. Dan die grondchemische data van ons kyk is soos die pH van die grond, die fosfaatstatus en die grond, kaliumstatus, al die makro's in die grond en ook die mikro's in die grond. Dit skep alles 'n rol in plantproduksie. 'n Plant het van alles nodig en hy het seker 4 van dit nodig. So
dat moet teenwoordig wees in die van. En die kompleksiteit daarvan is dat hierdie elemente in 'n sekere verhouding is van teenwoordig is. Anders kry jy ook nie 'n voldoende opname daar. Ek het sommer net so 'n prentjie daar gesit van die skerm van TRM's wat staan hier van monsters. Dus jy gebruik maar 'n frontboor om die chemische data in te samelen. Nadat dit ingesamel is, dit word gelok aan met die GPS. Dan word baie monsters naar die lab te verstuur en dan word ontleed en dan krijg je data terug en dan wordt op het GIS-stelsel vooruit. So je zal nog gehoord het al, ik praat de hele tijd van het GIS-stelsel. Dus waar je dan maakt, je kan niet precies op een directe vastzien. Je kan ook niet in het erin zetten zonder de GIS-stelsel in. Je moet dan plek wees. De boeren hebben het niet op die plaats nie, maar die landbouwkundige maatschappij het gemaakt. So allemaal kan je wel gaan weer, enigeen dit ook al is. So ja, ons het nou baie gepraat oor die data en wat type data dit is, maar as jy nou die data het, dan moet jy dit nou ook behanneer van verwerk. En dan aanbevelings daarvan afneem. En dan moet jy ook die producent daarvan verwit dat hy sekere toerusting waaraf hy ook aan hierdie aanbevelings toe te pas op die land. Ek praat daarvan soos van kalk tot die op 'n varierende wyse. So elke kol wat die kalk nodig het kry sal, daar waar nie kalk nodig is op die land die daar goeie in kol aan. En die verlede die boere son uit ton algeheel uitgestuur. Nou van hulle nog steeds kom ons sê maar 3 ton per noot per land strooi, maar hulle van op die tydplekke 5 ton strooi, dit plekke 6 ton, tydplekke 3 ton. Ja, dit is maar net een manier waarop jy presisie boonby kan toepas dan om die insette toe te dien. Tijdens plant, daar moet je dan natuurlijk van die toeristen op die planters zijn. Dit is nou eindelijk waar dit natuurlijk die allemaal kan al bij het komen, maar je kan toch met de strooien voor die tijd, je kan soms barrieren met strooi ook. En dan kom ons bij die gifspuiten en met die gifspuiten kan je met precieze boerderij, vooral als je de rondte van de 4 buiten, kan je van bepaald waar is jouw brandmens. Gedeeltes wat gespuit moet word, waarstelle en kry waarstelle die met 'n transfoto of jy kry baie duur toerusting wat op die spuit kan sit wat vir groenmateriaal identifiseer en dis vir die spuit net daar. So dis ook nog vir 'n groot jaar van presisie. Ja, dis eintlik maar die begin van presisie boerdery. Van daar kan dit baie meer oeselwikkel raak en jy kan baie dieper daarop ingaan. En nou moet ek vir jou sê daar is baie boere aan hierdie man van oeskyk presisie boerdery in die knie en ek baie toepas aan. En baie gevalle leer hulle ons kundiges wat is die regte ding om te doen. Ja, dan is ook genoeg baie van ons kleiner boere. Ek weet die altyd klein is kan ek presisie boerdery hierdie is vir my nie is papier. Wat ek sê net vir luister dis eintlik die ou wat jy sou doen. Dis eintlik net keuse het. Hy sê hy moet dit hy het ook net gesê formaat en dan gaan metodes gebruik aan 'n manier sy formaat in verder en sy wat ek nou uit voor ek maar dit is ook net so nog meer kardinaal wat is ek moet uit te doen. Jy sien te baie dis is eintlik waar dit begin. As jy dit op 'n klein skaal kan doen, dan kan jy baie makliker dit op 'n groot skaal doen en ons het so hierdie projek minder gebied waar die ons baie klein begin met 100 hektaar. En daar is baie ons wat na 5 jaar koop hy plaas. Juist omdat hy na ons luister het en presisie boerdery tegnieke daar toegepas het. Nou dis nie nodig dat jy al die diertoerusting self moet hê nie. Daar is wel nog baie kontrakteurs wat vir jou kalkvariërend kan toedien of wat vir jou kunsmisvariërend kan plant of plantestand kan varieer en wat vir jou kan stroop wat vir jou soorte water kan iets aan. Dus maar is regtig geen verskoning maar. Nee, moet dit nie. Kyk dat die tegnologie is beskikbaar daar buite. En ek klein uit dit juist is die ervaring dat ek die kleur het op by en dat weer moes begin as 'n baalheid as moes van voor en ou krakers op wat van die tegnologie en dis wat net so presies wat musiek op van die krakers verleer en dit wys ook net dat dit vooral wel is en waar en baie verskillende maniere om dit te doen. Ja, dat is so, die ramping is, jy sê te bureau sê dit wil wees. En as jy dit wil wees, dan gaan jy die dryf met sukses te klein sê, as jy kom. Wat kom ons spring ek aan jou kant toe, ek sê net eers maar wie as julle, ek het 'n bietjie agtergrond wie is julle precies dit water ry.
Alright, dankie Tien, is ek waardeer. My naam is Ruben Wittenberg, ek werk vir Nix South Africa. Ek is die marketing bestuurder daarop en Nix is eintlik 'n internasionale company wat al 22 jaar aan die gang is. Wat is eigenlijk die hele Europa deel al van is 3 jaar terug dat ek Suid-Afrika toegekom en die pak hierdie kant begin. Ons Afrika was en ek heb altyd betrokke geweest by die veelduurse kabels. So ons het ek vir baie die kabels gemaak because hier dit is ek die regte is afgekom nie saai word. En genau begin al dat was like, en jy sê kan hoor, so julle het aanvanklik begin ek probeer die harde ware, en later die sagte ware weer, so jy nog steeds in die harde ware. Wat is julle bekendskap as jy terugkeer in landbou te Afrika hou? So ons fokus hoofsaaklik op autonomous robots. So alles wat jy boere is little bit makliker maak. So ons het die autosteers, ons het die drones wat ons opkoop, as jy die rovers wat die wingerde spuit, so jy leer basies so die sy map wat in die dag loop en hy spuit self die wingerde self. Ons het die tegnologie basies wat jy skrifoon af die kraan kan oopmaak in die wingerde en jou citrus boorde. So dit is eintlik maar die game wat is heiliglik. Ons het baie meer tegnologie in die buiteland ook, maar ons wil eers die een ding soos drones, die rovers wil ons eers wen met ons support en as ons uitbrei soos ons kan in basies ja. Het zou mooi feestig is, ik kan ook niet kunnen zeggen, en is dat iets natuurlijk, is wat ik kan volgen. Als we kijken naar ons post waar Jezus op een eiland terecht is zelfs, en ik vind als je eruit gaat, ooit wat kleiner, dit is een zakje, of een zo'n klein pakje, moet je weten dat het wel een salm heeft. Maar vandaag wat trouwens er ook uit, dat er ook weer klein vliegtuigen wat die ontzwerp, en je elkaar voordat ik ons kan worden, want het is fijn te bieden staat als mij. Kijk, as jy die woord drone genoem het op 'n plaas 3 jaar terug, was dit soos 'n vliegveld vir boere gewees. En dis realiteit. Die laaste 3 jaar het die drones reg sy rol begin vasmaak op die plaas. Die drones het regtig begin wys wat hy kan doen. So ek dink die drones is deesdae en ek self werk met drones self en hulle is ook bewus van dit, maar drones is op 'n punt waar hy doen amper self vir die hoofloop is nie deesdae nie. Ek sal nie sê noodwendig die drones sal die hoofloop vervang nie. Elke ding is sy rol op die plaas. Maar hy is 'n baat op die plaas. Hy is sy rol so hy kan by die lande inkom wat die ander dis nie in die lande kan aankom nie. So hy speel definitief sy rol. So iets wat ek ook agtergekom het as 'n mens praat van drones en slimmer te werk op plaas, hè. Is daar 2 dinge wat eintlik boere is bietjie bang om my nuwe op die plaas te bring. Eerste is wat kos die ding? En die ander vraag is wat gebeur as ek kry? Wat gebeur as dit gebeur? Dit is eintlik 'n sê ding in die dreinbedryf. Dit is nie wanneer dit of jy drank kry, wanneer jy drank kry. Dit gaan gebeur. Maar die ding is daarna is dit is nie so duur om 'n drein reg te maak nie. Dis nie 'n trekker op breek nie. Dit is klein kwarte wat mense dit aanvang en die mense kom vinnig weer aan die vang. So dit is 'n volhoubare ding wat mense kan werk. En ek dink dit is hoekom elke dreinkompanie in Afrika verstaan die ding van support is so belangrik. En dit is hoekom elke dreinkompanie in Afrika fokus op support. We sê maar die boer kan ons met die werk as eerste keer sê jy. That's what I have to do. Nou, tegnologie vandag was so geef sy leierskap om sê te sien waar het increase. Ek moet spyt so die kans dat jy dat jy inchekeer kry dan op jou buurman se size en hier pas so verlaat dat stop point maar dat die risiko's ontdruk is eintlik baie mense kan ook vandag as jy hier dit is daar. Nee, net ek wil definitief in die laaste tydperk. Soveel so dat ons met sentimeter akkuraat wil werk. As jy altyd kyk kan koppel in die drone dat jy sentimeter akkuraatheid op hierdie stadium net een van die nuwe voeters wat op ons drones nou is net op te neem. So op die XSG het ons basies 'n funksie wat ons voordat jy die area van vlieg voor jy die lap gaan spuit, kan jy basies in 'n real-time mode oor die area vlieg. Hy het 'n survey kamera op. Jy vlieg met 'n leertank oor die area en hy gaan vir basies uitwys waar is jou spulpunt, waar is jou kragkabels, waar is jou bome wat jy na afspuit neem en jy kan basies van dit area seker maak die mapping is veilig. En dan die lekker ding is van dit af en as ek nou praat oor NDVI en die moontlikheid om NDVI's te hê. Die lekker ding is om daai kaarte en ligte te kan sien, kan jy 'n prescription map skryf 5 minute voor jy opspuit. So jy hoef nie die programme te gaan en skryf vir dit nie. Jy kan dit basies op die spot kan jy sien waar jy areas meer aandag nodig het as die ander areas. So as jy sê hierdie area kort 30 liter per hektaar en aan daai area gaan 30 liter per hektaar kry. En die AI gaan self bepaal waar moet hy sy spoed verminder om dit te bereik.
hy pomp op en hy hoeveelheid neffens is. So, ons self areas wat ons voel, luister maar, is daar regtig moeilikheid, so ons bietjie meer neersit daar sal. Nou is toe kom baie keer net op, dit seker gemaak, hy sê die regte neer. En dan is daar ook, die realiteit is daar seker hare voel my verspuit te word, en kilometer te spaar is ook gelem. So jy kan ook seker hare uitplaai, veral as jy so'n bosse spuit of so, hoef jy nie die hele hare te spuit nie, jy kan jy spesifieke hare uitheb. En ja, ek dink dit is interessant om te sien waar dit op pad is. So ons het nou redelijk onlangs het ons gesien, die nuwe weergawe van druiens wat gaan kom. Dis nie dit wat self vermeng, dit is goed as wat nie op batterij is gevang nie, dit is erg, dit is op pad. Ons het nou eerst aan gesien in China al, die goed is op pad, so dit is lekker. So, as ons so die toekomst inkyk, juist aan ruimte-technologie, dan sien ons, dit is, daar is veiligheid, dit is wat hier is veiligheid krijg, hier sal het in het rade al, video's type op, en hy wys saam uit wat die rade stuk dit is, waar probleem areas is, was ouders wat hulle die tel, op ons ruimte-technologie, ek word nog so'n bietjie meer afgeklink gehad, ons op pad, en wat die huis en leers, alles doen met het ruimte vandag. Om vir jou idee te gee, so 3 jaar terug het ek al residiens gelewer wat ons vir aardappelboere, sojaboere en mielieboere, wat ons met die kleiner druins, wat ons die areas rondvlieg, elke weer vlieg jy 'n verskillende patroon, en elke 2 sekondes voor die drone 'n foto van bo af, 2 meter hoogte bo die krop. Dan vat hy bos al die foto's, in 'n kwessie van 30 hektar, stap jy weg met 800 tot 1200 foto's. Jy sit alles op 'n stelsel wat 'n AI verleer is, alles wat jy oog kan identifiseer, kan hy identifiseer. En as jy foto's van daai het, 'n kwessie van 15 minute, gee vir jou 'n rapport, presies te sê wat sien in die land. Wat se wurms is daar, wat se mot is daar, wat se roes is daar, wat se ladybugs is besig om die blare te eet. En daai boer kan presies na daai foto kyk, op daai foto klik, en hy gaan vir jou presies navigate na daai blaar toe. Presies dan sien wat is dit, en jy kan van daar af kan jy beslissing maak wat kan in land. So dit is nogal nice. Dan die EDVI's, daar's ek het verkoop die DJI's, daar's is die produk wat hulle die EDVI self kan doen. Dit verander die game as die boer actually daai stap vat om dit aan te skaf. Nou die paar dinge wat die ouers bang maak is daai kostes. Ook baie van die ouers is vasgevang in die ou manier. Het nog altyd reggekom tot nou toe, hoe sal hulle nou die verandering maak? En ek dink as 'n mens eintlik daai stap vat, ek kan net sien hoeveel kostes kan jy eintlik spaar en vermelk. As jy 'n virus kan keer voor dit gebruik het. As jy insekte kan keer voor dit versprei. So daar's baie maniere om 'n ding te wen op 'n lyn. As jy draai benader. Although net Dr. Dave Mitchell gehad en hy kon die veerpad presies self gesê. As we kom met oor, dit was nie so kus bestuur sy weet dat dit is hoe jy kan uitboer. Tot die risiko. Boerderyk is baie risiko bestuur het, wat ek as jy risiko's kan vermy, as minder dan boer jy vooruit. Ons het net gepraat so vinnig verhaal aan die wyn daarbey waar hulle wat die boorde is en in die wingerde en dan dieselfde uit ek vir die vrugte is. Ek neem aan die vrugte al so baie vir op te wees, maar dat is by hulle en dan sê kos het dan van die US capital is gewoonlik baie hoog en hierdie tipe van die laai kan klaar af alles doen. Wel ek wil sê dat regtig tegnologie wat die sitrusbome praat om met die tegnologie self wanneer hy kan vir sê wanneer hy water nodig het, dit moet outomaties krane oopmaak. So die tegnologie is al buite en ek dink dit is lekker om te sien dat ons in hierdie era is, want in hierdie era wat hierdie gesien gebeur. En dit is almal bevoorreg om dit te sien gebeur wat van heel vooruit toe gaan ons net mekaar op wat is gaan. So dit is regtig dit is wel indrukwekkend om te sien wat is moontlik en lekker ding is om te sê en dit is baie valid om te sê. Die tegnologie word goedkoper. Ja, so dit is regtig relevant om dit te gebruik. Ja, ek dink ons sien uit dat batterye wat al goedkoper word by die absolute tegnologie van 'n nagels biljoene dollars elke jaar en daai ontwikkel uit. Ons het gepraat van klein boere en dan veral in hierdie wêreld, weet jy wat ek doen nou wel uitleer nie. In hierdie wêreld is ook traders firma. Dis tot tegnologie rondom julle draai tegnologie wat is so ou van sit maak en te sê weet jy wat ek is nie werke batterye wat tydelik kry sodat jy daar ska werk is om my hier maar 'n draai hier so we work out is ek het laat ek sê wat skep vir dat my met daar is goed vir en pommer as jy kyk iets het jy nou so baie plek hier dis dit aan dan vir dit maar dit gaan nie ook dit van dit nie net om jou boerdery te bedryf en gaan oor ander kosstryne effekte so waar mens dit jy kry 'n droom wat ons dis like jy staan op my
steek self op elke uur of 2, gaan respekteer al jou lijndrade en hy kom terug en hy stief vir jou doelskap as aanminnikheid is, selfs as jou eindag gebreed is, wat ook al. Daar's baie ouens wat die drousal gebruik om hulle see aan te leer. Dit is meer wat daar ook gesond daar op die veld, maar ek doen dit self by my huis sommer met 'n klein ouderdomkie. Kry jy besig afheel, as aanverloos, jy kan dit nie glo nie. En dan jy sien eintlik wat gebeur op die plaas in die tyd. So pas verskillende grote drones. Jy kan een koop wat jou sak pas en jy kan met hom baie doen op die plaas. So laaste vraag van my kant af, en wat jy sê, ek kan nie water, dalk nie, dan weet sê jy nog multye vir die klein ook. Ek dink om in te pas by die gesprekke wat vandag gebeur by die Kragblaf, baie van die gesprekke is gelei vir die jonger manne op buite wat nou besluite moet maak, wat sy respecting daarvan en so. En ek dink baie van die manne dink in druis, wat is die moontlikheid van druis? En ek wil die vraag eintlik antwoord vir enige jong man wat my vraag het, is druis 'n rigting om te vat? En ek dink as jy nie in die volgende 2 jaar gaan implementeer en amper agterraak. Hierdie is regtig 'n ding wat groei in Suid-Afrika en ek het gesien en die statistiek is so, die terugvoerders kry dit in die laaste jaar. Ons baie interessante statistiek wat 'n mens kan wil praat. Eerstens, as jy praat oor wat druis vir sekere boere beteken, so kos sê die aardappelboer. Daar's ouens wat al besluit gemaak het hulle gaan net oorlaat aardappels na druis toe om hulle aardappels te spuit weekliks. En die feit dat hulle actual daai aardappels kan uitkry wat gewoonlik doodgetrap word of waar die modder eintlik, jy weet op die blare spat is 'n trekkers deel uit. Daar's ons waar die virus gewoonlik maar sprei en daar's ouens wat nou besluit gemaak het. Hulle het nou dis op 'n perisseisoen wat hulle net op aardappels spuit en hulle kry 3% meer aardappels uit waar hulle gewoonlik dit verloor het. Dit betaal jy trouens gewoonlik betaal jou generators dan kan dit jou pryde wat 'n mens nodig het. Dis definitief so. Daar's ouens wat die kontrakteerwerk invry. As jy die regte te volg en jy is gelisensieerd en jy van die hele proses jy trouens registreer, as jy jou kaart reg speel en jy doen dit actually reg en jy kan dit bemark en jy doen dit reg, wil ek sê die moontlikheid is daar om 4 maande die trouens af te betaal. So die werk is daar. Ja, ek weet die dryf maar net hierdie natjou wat baie goed gedoen en my company voorgebly nie, maar die ouens se loop by die kwalifikasie nog net nie inkom. Dis op wanneer van daai situasies laastens ek wil julle vra wat is die proses wat ek as jong boer of 'n jong boer vandag wat van sê ek wil stop met ons slag beter kan later doen die brief van ek wapas kan heb my proses in gang kry adviseer aan die eintlik net self maak het met every dag my moeder oor voor toe gaan. Dit is baie eenvoudig. Jy van die veiligheid na jou plaas op 'n landboumaatskappy soos 'n kunde vir sy landboubestuursdienste afdeling kry. Dan is enige landboumaatskappy vandag het landboukundiges wat hulle aangestel het en dis jy begin dan, dis waar jy begin. Kyk net 'n landboukundige op jou plaas. Nie net gaan luister na hom op 'n uurdag nie. Moet hem na jou plaas toe. Dis so eenvoudig soos dit is en daar begin jy. Onthou landboukundiges se doel is nie om geld te maak nie. Hulle doel is om jy op die plaas te hê. Want as jy op die plaas is, dan gaan daai landboukundiges nie meer werk nie. So en jy kan maar jou landboukundige vertrou, maak nie saak van wat se maatskappy jy is nie. Ek baie dankie dit is Erik van juist van IDK en 'n argitek en dan die landwyd is vir Roan van nie baie dankie vir die tyd. So enige as julle wil aansluit of as julle gelukkig het so lekker daar sou as vir ek. Ja, ek is gelukkig en baie dankie vir die geleentheid wat ons gehad het. Ons het seker lang voorop so. Ja, dit is my kant op baie dankie ons wat deel. Kragtig. Ons hoop julle het 'n ongelooflike 3 dae wat voor lê en net al so netjie so. Maar sy gemaak seker jy gaan follow en dan is so die hele week en as jy die vandag by kragtig as jy maak seker jy kyk op die mense by die huis. Jy kry jouself hier so, jy stop as groot naby staan hierdie jaar. En dit is 'n heerlike dag en dit lyk klein, somer is of 5. As ek hier sit op mark kry om in die tyd. Tot die volgende keer, continue.